Goeiemôre julle. Baie welkom by vanoggend se diens. Kom ons gee net gou die wat nog besig is om in te beweeg geleentheid om hulle sitplekke in te neem en dan gaan ons ook begin. Kom ons sluit net gou die oë. Almagtige Hemelse God en Vader, dankie vir u teenwoordigheid hier vanoggend, liewe Heer. Ons wil dit wat ons doen net tot eer van u doen. Al die lof en al die eer kom u toe. Mag u net weer die senterpunt wees van dit wat ons doen vanoggend en ons harte voorberei vir die boodskap wat op gaan volg. Amen. Lord, I lift your name.
as our journey below. For there is no other highway that a child of God should go. Though the road seems steep and broad, if He leads me, that's enough. I want God's way to be my way every day, every day, every day. Heavenly Father, I appreciate you. Heavenly Father, I appreciate you. I love you, adore you, bow down before you. Heavenly Father, I appreciate you. In moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love
stone, the solid ground, firm through the fiercest round and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are still, when striving cease, my comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain, and bursting forth in glorious day, out from the grave he rose again. And as he stands in victory, since curse has lost its grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first ride to final breath, Jesus commands my destiny. No hell, no scheme of man can never pluck me from his hand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand, till he returns or calls me home. Here in the power of Christ I'll stand. Feel the fun to clear my estate. Hela dig, hela dig. Ein clear himself with love. Geisternes met vreugd. We gaan in die einde, we gaan in die einde. Hoe groot is ons volk, ons en hoe groot is ons volk, almal sal sien. Hoe groot is ons volk. Heel welkom en gaan. In tyd tussen sy hand, begin en die einde, begin en die einde. Die God hy drie en een,
ons God, ons sing hoe groot is ons God, almal sal sien, hoe groot is ons God. Ons God. Hartlike goeiemôre aan julle almal. Wonderlike voorreg om vanmôre weer so saam te wees, saam te sing en die Here se naam groot te maak, en ons is die Here baie dankbaar vanmôre om dan ook te kan weet dat ons elkeen is in sy teenwoordigheid. Dominee Franna en mevrou Maggie en hulle se dogter Michaela van Potgietersrus, wat sit Mokopane, nee. Hulle is hier by ons vanmôre, baie welkom. Mag die Here ook vir julle baie ryklik seën, en dan ook in besonder al die besoekers. Ek weet, dis Hugo en dis Marlies en dis van 'n Merwe. OK, en dan het ons hierso 'n hele ander klompie, die Jaffrey en Monay se familie. Baie welkom vanmôre saam met ons, en dan ook Hendrik en Quinn sê iets, nee. Ja, baie welkom, Quinzel, daar sê, dankie. Ek kon net nie lekker uitmaak wat het ek hier geskryf nie. Baie welkom, en dan ook Louise en Kobie, baie welkom ook julle by ons, en elke ander een. Nou wil ek net sien, wie is vanmôre vir die heel eerste keer hier saam met ons? Steek net die hand op. En om Jan Miller ook, daar agter, baie welkom om Jan, Tannie Tini, dis lekker om julle weer te sien, baie welkom, hierso is nog, vir die heel eerste keer, baie hartlik, ek vertrou regtig dat u op die gemak is, en dat die Here ook vir u baie ryklik sal seën vanmôre, saam met ons. Ek gaan net 'n paar afkondigings vir u noem. Vanaand se diens is om 6 uur, en ons nooi almal uit om dit by te woon, en Vrydagoggend se Eisters mannebidduur by die pastorie, gaan die laaste een wees, sê hulle vir my, vir hierdie jaar. So ons nooi al die manne uit, om asseblief daar te kan wees, vir daardie bidduur Vrydagoggend 5 uur. Dan is hier uitbreiding van ons Sondagskool. Daar is vir my gesê, Christof en Nelita, baie geluk. Nelita is weer swanger, en baie geluk, Christof, julle. Mag die Here vir julle ryklik seën, mag dit sommer hierdie keer baie goed gaan, hoor. Baie geluk. Nou ja, vriende, Christian van Sail, is hy hierso? Hy partytjie, en Stoffel is hierso, nee? Stoffel, hier is jou pen, baie geluk. Ek wil net vir hulle albei sê, geluk met hulle verjaarsdag. Baie geluk, Stoffel, hoor, mag die Here jou baie ryklik seën, hoor. Daar sê, ons het geen kinders verjaarsdag hierdie week nie. Maar vriende, ons het eerskomende Saterdag ons gemeenteafsluiting, en dis by die Islands se klubhuis. So, dis 'n pragtige plek, baie netjies, swembad is daar, speelpark vir die kinders is daar, en daar gaan geëet en gekuier en gebraai word. Nou moet jy net oplet asseblief, Christo het vir ons gereël dat daar 20 kodes sal wees. Ek sal dit Vrydag aand, sal ek dit op die gemeentegroep sit. So die eerste 20 karre gaan met die kode ingaan na die klubhuis toe. Daar gaan pyltjies wees vir aanduiding na die klubhuis toe. En as u nou daar kom en hulle wil u nie toelaat met die kode nie, is die ander geheime kode die naam Donald. Nie Trump nie, net Donald. So u sê net Donald, kerkfunksie, klubhuis.
dan gaan die hekke vir u oop, as dit so maklik is, nee. Goed, so asseblief sal u onthou, die eerste 20 voertuie het toegang met die kode, daarna sê u net Donald, Klaphuis Kerk, Donald Klaphuis Kerk, Donald Kerk Klaphuis, net soos u wil, en hulle sal sorg dat u dit dan sal deurkom. Ons kerksangdiens dan is ook volgende Sondagoggend, en dan Dominee Herbie en sy vrou Elise sal dan hier wees om dit vir ons aan te bied. Ek wil vra dat u dit nie sal misloop nie, en dat u ook asseblief ander mense sal uitnooi na dit toe. Daar sal 'n gelofte diens wees om 8 uur die oggend hier, en daar sal 'n Kersdiens wees ook om 8 uur die oggend hierso. En die oujaarsdiens sal om 6 uur die 31ste Januarie hier gehou word. Nou ja, daar's ons hele klompie gebedsversoeke, Dani van Wyk, vir Drini met 'n klein netjie, ons bid vir hulle, Mercia, tannie Mercia van Andre Estreisen se moeder, ons bid nog steeds vir Stoffel, vir Wilma Grobler, herstel van haar knie, Petrus Kol se herstel van haar voet, Jaco Karstens met die rug, Pierre Oelofse wat hierdie week ingaan, nee? En dan ons bid dan besonder vir hulle ook, en dan ook vir Natasha, en dan moet daar ook bykom asseblief Sonja Takker, sy gaan ook hierdie week in vir 'n operasie. Ons vra tog asseblief dat hierdie mense se name net voor die Here sal noem, en dat ons sodoende die Here sal vertrou. Ons Kerssangdiens dan 1 Desember, Dominee Herbie. En nou Christo het vir ons 'n baie oulike aankondiging van 'n geskenkpakkie wat jy elkeen kan kry. Môre almal. Ja, dis nou nie 'n geskenkpakkie nie, maar ons wil julle net herinner aan die evangelisasie tafeltjie wat Poen so getrou elke Sondag vir julle uitsit daar by in die voorportaal, en dan weer oppak. En dan volgende Sondag weer uitpak, en dan weer oppak. Die idee eintlik is dat hy dit uitpak en julle moet dit neem, en dan moet hy volgende Sondag weer uitpak. Hy moet nie terugpak nie. Nou ons het pakkies gemaak. Julle sal sien as julle uitbeweeg, daar's pakkies gemaak wat so lyk. En die hele idee van dit was, hy's vol boekies en traktaatjies en geestelike stof, wat ons wil hê julle moet neem, een per gesin of meer. En is baie duidelik, maar ons gaan almal opsplit, ons gaan op vakansie, ons gaan verskillende plekke wees. Maar ons weet julle is almal kerkmense, julle gaan eers julle Bybel inpak, en dan tweede gaan julle hierdie pakkie inpak en saamvat. Ons weet as jy rondbeweeg, die hele wêreld is vol van liggies, en van klokkies wat hang, en van prentjies van 'n vet ouetjie met 'n rooi jassie, maar dis nie wat hierdie tyd oor gaan nie, en dit is wat ons wil doen, is ons wil net julle aanmoedig, om so 'n pakkie saam te vat, en dan in iemand se hand net 'n boekie of 'n traktaatjie of 'n stap vir stap boekie is. Daar waar jy kamp, miskien 'n stap vir stap boekie onder die ou wat langs jou kamp, so 'n brandewynbottel inskuif of wat ook al. En so versprei ons die saad, en ons maak dit nat saam met dit, en dan vertrou ons die Here dat hy dit vrug sal laat dra en dat dit sal groei. En as julle uitbeweeg, elkeen vat maar net, elke gesin vat 'n pakkie daar. Dit is soos hulle lyk, en daar so 'n verskeidenheid van traktaatjies en Bybeltjies en goeders binne-in. Baie dankie, en baie dankie van die evangelisasie se kant af vir julle ondersteuning vir hierdie hele jaar. Baie dankie Christo, en dankie vir hierdie mooi inisiatief. Kom ons sit so, ons maak ons hart stil voor die Here. Onse dierbare wonderlike Here, ons slaan ons oë op na die berge, waar sal ons hulp vandaan kom? Ons dankie vanmôre dat ons kan weet, elkeen van ons se hulp is van die Here God, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie, en wat nooit sluimer of slaap nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en dan ook vrede word aan u geskenk van God ons Vader, die Here Jesus Christus sy Seun, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Nou ja, vriende, ons gaan nou die kollekte opneem asseblief, terwyl ons ook 'n lied gaan saam sing.
strome smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hart se verlange en ek bring aan U die Heer. U alleen is my bron van krag en U teenwoordigheid wil ek kan. U alleen is my hart se verlange en ek bring aan U die Heer. Heer my God, skep op U vertroue en ek volg U elke dag. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek lof U vir altyd. Vrede, vors en verlossing hier, voor U lê ek my lewe neer. U aanbid ek, o Here Jesus, en ek lof U vir altyd. En ek lof U vir Kom ons sluit net gou en sê dankie. Almagtige Hemelse Vader, dankie ook vir elkeen wat vanoggend na die skathuis toe gebring het. Liewe Here, is my gebed dat U hulle sal ryklik seën en vir hulle gee wat hulle nodig het. U ken ons harte, liewe Heer, en wil U ook ons kerkraad seën om dit te gebruik tot die uitbreiding van die koninkryk. Amen. Ja, vriende, vanmôre het ons iemand wat ons nou nie hoef aan U voor te stel nie. En dis nou Dominee Barry van Mosselbaai. Hy is nou vanoggend hierso, hy gaan die doop bedien en ook die woord van die Here vir ons bring. Baie welkom Dominee. Mag die Here vir U ook baie ryklik seën hier saam met ons vanoggend, hoor. Ons neem om saam met ons te staan. Nou van my kant af 'n hartlike goeiemôre aan elkeen. Dit is vir my 'n wonderlike voorreg om vandag saam met julle hier te kan wees. Ek wil net sê vanoggend op pad hierheen, het dit vir my gevoel of ek die kar se stuurwiel kan los en hy sal self hier na toe ry. Nog niks het verander nie en dit is vir my 'n groot voorreg om saam met julle hier te wees. Dit is veral 'n voorreg om die doopgeleentheid te kan waarneem. Jafra en Monet, baie dankie dat julle my gevra het om dit te doen. Ook baie dankie aan Dominee Johan en die kerkraad vir die vergunning om dit ook te kan doen. Dit is vir my regtig 'n baie groot voorreg. So, ek gaan nou gou die formulier net hanteer met die doopouers, soos wat dit ons gewoonte is.
Hier is maar 'n standaard formulier wat ons by die gemeentes lees kort voor 'n doop, en dis maar net sodat die doopouers opnuut weer hoor waaroor dit gaan. Dis ook sodat u as gemeente weer herinner word waaroor dit gaan, en dat ons mekaar dan verantwoordelik kan hou vir hierdie dinge. So ek lees vir ons dan die formulier van die heilige doop aan die kinders, en julle as doopouers moet nou hierna oplet. So geliefdes in die Here Jesus, die leer van die heilige doop word soos volg saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore, en daarom verlore, en as verlorenes van nature kinders van die toren, wat in God se koninkryk nie kan kom nie, tensy ons weergebore word. Dit word ons geleer deur die besprenkeling met die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doemwaardigheid voor God te erken, en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus Jesus te soek. Die heilige doop is 'n teken en seël dat God ons in Christus Jesus met homself versoen het deur sy bloedstorting aan die kruis. En daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, dan betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het, dat hy die God van liefde is, wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie, en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. As ons gedoop word in die naam van die Seun, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood versoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van al ons sondes gewas en geregverdig verklaar kan word, om so vergifnis daarvan te kan ontvang. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, dan betuig en verseël God die Heilige Gees dat hy deur die wedergeboorte in ons harte wil woon en ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Nou, alhoewel ons kinders hierdie dinge nog nie verstaan nie, mag hulle nie vir daardie rede van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle ook buite hulle wete aan hierdie verdoemenis in Adam deel het, en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. En so spreek God dan tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, met hierdie woorde van Genesis 17 vers 7, wat sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte tot 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en jou nageslag na jou. Die besnydenis was vroeër die seël van hierdie verbond en die geregtigheid deur die geloof. Deur die doop dan nou, die doop is dan ook nou 'n seël en 'n teken van die genadeverbond en van die geregtigheid van die geloof, en daarom moet kinders nou in hierdie verbond ook ingeneem en ingesluit word, en dit word aan hulle bedien deur die doop. As ouers sal u nou verplig wees om u kinders, as hulle groot word, hierin breedvoerig te onderrig en te laat onderrig. As ouers en ook elke ander ouer wat vandag hier in die kerkgebou is, word ons dus van Gods weë deur die doop vanoggend verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid om hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê met u hele hart en al u kragte, en die wêreld te versaak, uself te verloon en God gerig te lewe. Dis die roeping op julle as ouers, op elkeen van ons as ouers, grootouers, dat ons hierdie verantwoordelikhede sal nakom. So Juffrou Monet, julle het nou gehoor dat die doop is 'n ordening van God
om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. En daarom moet die doop vir die doel en nie maar net as 'n gewoonte of uit bygelowigheid laat bedien nie. En dat dit vir ons almal duidelik kan wees dat julle dit so insien, moet julle asseblief nou op die volgende vraag hardop antwoord. Hardop dat die gemeente agter julle kan hoor. En dat ek julle kan hoor. En dat die Here julle kan hoor. En dat julle kinders julle kan hoor. Dat ons aanvaar hierdie verantwoordelikheid. So die eerste vraag, ek gaan al 3 vrae en dan kan julle na die tyd vir ons antwoord. Ten eerste, al is ons kinders in sonde ontvang en gebore, en daarom bestem tot die verdoemenis, bely u ewenwel dat hulle in Christus geheilig is en daarom behoort gedoop te word. Dis die eerste vraag. Ten tweede, bely u dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof, soos dit in hierdie kerk geleer word, die ware en volkome leer van saligheid is. En dan derdens, beloof u en neem u uself voor om vir Bian, wanneer hy tot sy verstand gekom het, hierin te onderrig en ook te laat onderrig. Ja, vrou, as hoof van jou huis, wil ek hê jy moet eers hardop antwoord en dan gaan jou vrou jou volg. Wat is jou antwoord hierop, my broeder? Het julle gehoor? Hulle sê nee. Hy sê ja, as hy het ja gesê, het jy hom gehoor? Moenie? Sy het ook ja gesê. Mag die Here julle ryklik seën in hierdie nuwe fase van julle lewe saam met klein Bian. Mag hy vir julle trots wees en mag hy vir julle regtig baie vreugde bring. So kom ons vra dat die jong man ingebring word vir ons. En dan kan hy in pappa se hande geplaas word. Pappa, dan gaan ek en jy en mamma daar by die doopfonds staan en dan gaan ons hom doop in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Kom staan net hierdie kant vir my af. Slaap hy. Ek sal min water gebruik. Het is eintlik beter dat hy slaap. Bernardus Andries Maree, ons doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Voordat ons 'n seëngebed gaan doen vir die jong man, gaan ek vra dat die grootouers ook vorentoe kom, ouma, oupa, en sommer hier langs hulle kom staan, dat ons vir die hele familie 'n seëngebed sal doen tot eer van die Here. Kom staan sommer weer hier voor in die middel. Kyk vir die gemeente. Goed, kom ons bid net 'n woordjie saam. Hemelse Vader, ons aanbid U vir die wonderlike voorreg wat ons in hierdie oggend het, om hierdie kosbare teken van die verbond ook aan 'n jong seun te kan kom bedien. Baie dankie Here vir ouers wat die begeerte het om dit te doen, om getrou te bly aan U voorskrifte, om hierdeur ook te kom toon dat hulle wil hierdie kind grootmaak in die weë van die Here volgens die voorskrifte van die Bybel. En dankie dat ons by hierdie geleentheid nou U seun kan kom afbid op hierdie Maree gesin. Dankie vir die voorbeeld wat hulle is vir die samelewing. Dankie vir die wonderlike ouers wat hulle is, soos ons alreeds kan sien in klein Lika. Baie dankie Here vir hulle strewe om te leef volgens wat U van hulle vra en verwag. En baie dankie dat ons hulle nou by U voete kan kom neerlê. Ons wil kom bid vir Jafre en vir Moenay wat klein Bian gaan moet grootmaak in hierdie bose wêreld. Ons bid Here dat U vir hom sal bewaar. Ons bid Here dat U vir hom sal beskerm. Die gebed van ons hart is Here dat U vir Jafre en Moenay sal gebruik om vir Bian te lei in spore van geregtigheid, dat hy vir U sal ontmoet op 'n jong ouderdom. Dat hy van kindsbeen af sal verstaan wat die waarhede van die Bybel is en wat U van hom ook as mens verwag. En dan is daar hierdie diepe begeerte, Here, dat hy op 'n jong ouderdom sy hart en sy lewe vir U sal gee, homself aan U sal onderwerp, sy knie voor U sal buig, sal kom aanmeld, Here, om deur U gebruik te word. Ons bid, Here, dat daar 'n spesiale roeping op hierdie jong man se lewe sal wees,
dat hy die sin van die lewe sal verstaan, dat hy daarop gefokus sal wees om die koninkryk uit te brei, om vir u instrument te wees van geregtigheid. Doen dit vir ons, Here, doen dit vir hierdie gesin, doen dit vir klein Bian, en ons kom lê hom dan vandag by u voete neer. Salf asseblief hierdie ouers, ook die grootouers, rus hulle toe, om vir hierdie kind te gee en te wees wat hy nodig het. Amen. Nou geliefdes, ons gaan nou, soos wat ook ons gewoonte is, vir die familie liedjies sing. Nee, moenie hardloop nie, Lisette, staan maar hier. Ons gaan nou vra dat u staan, dan gaan ons 'n seënlied sing, soos die woorde op die bord verskyn, en dan gaan die gesin daardie seën van u ontvang. Baie, baie dankie. Dankie my broeder. Nou, dit is vir my 'n groot voorreg om vandag weer hier in die kansel van Hartbeespoort gemeente te kan wees. Ons geniet onsself in Mosselbaai. Ons bly lekker. Dit is lekker om in 'n stad te bly waar dinge werk. Maar ek sal lieg as ek vanmôre vir u sê dat ek u nie mis nie. En dat ek nie verlang na ons dae in Hartbeespoort nie. En dis vir my wonderlik om u ook te kan dophou en te kan sien dat die gemeente aangaan. Dit was lekker om vanoggend saam met julle te sing en dit is vir my 'n diepe voorreg om vandag weer die woord aan u te kan bedien. So baie dankie vir die geleentheid. Nou, dis altyd moeilik om te gaan stil word vir 'n boodskap by 'n spesiale geleentheid soos 'n doop. Want vir wie moet 'n mens nou die boodskap voorberei? Dan moet jy nou preek vir die doopouers en van die gemeente vergeet. Preek ons nou vir die gemeente en vergeet maar weer van die doopouers. En dan partykeer as jy nou 'n boodskap kry wat die Here in jou hart vir jou gee waarby albei kan baat, dan is dit nou net 'n bonus. En daarvoor is ek baie dankbaar. So ek vertrou dat vanoggend se geleentheid en die boodskap juist dit sal wees, dat die doopouers vanoggend hieruit iets sal leer, maar dat elkeen anders wat vanmôre ook saam met ons hier is, baat sal vind by hierdie boodskap. So kom ek nooi u om die woord van die Here saam met my oop te maak by Josua hoofstuk 22. Josua hoofstuk 22. Ons gaan vanoggend daar saam lees. As jy baie ver in die Bybel geblaai het, jy dalk te ver. Dis nie die 6de boek van die Bybel. Daar staan die Ou Testament. As jy dalk omgesoek het. Hou die Bybel asseblief maar voor die oop. Jy weet mos, daar is nie 'n mooier klank in hierdie wêreld as die gerits van die Bybelblaaie in die kerk nie. Oor daar is 'n ander klank wat regtig ook mooi is in die kerk en dis wanneer die lammertjies blær, né? Die kindertjies huil, dan weet jy dit gaan goed in die gemeente. Terwyl u die woord van die Here voor u oop het, sit asseblief net so, kom ons maak ons hart stil en kom ons doen dit 'n gebed saam. Aanbiddelike Here Jesus, baie dankie vir die geleentheid, die voorreg wat ons het om vanoggend in u naam hier by mekaar te kan wees. Dankie Here dat ons u kinders kan wees. Dankie Here dat ons u ons Vader kan noem. Dankie Here vir die geleentheid wat ons gehad het ook om hierdie kind in die verbond van u liefde ook te kon inbring en insluit deur middel van die teken. Dankie Here dat ons ook by hierdie geleentheid nou die woord van die Here kan oopmaak. Die onfeilbare, foutlose, ewige woord
wat U vir ons laat opteken het, wat U vir ons laat bewaar het, wat U vir ons laat vertaal het, en dat ons hom vandag in ons hande kan hê, en hom kan oopmaak, en daarin kan leer wat dit is, wat U graag wil hê ons moet weet. Dankie dat ons nou kan bid, Here, vir hierdie geleentheid. Die gebed van ons hart is, Here, dat U met ons sal ontmoet, en dat hierdie geleentheid tot eer van U naam sal wees, dat U verheerlik sal word hier in ons midde. Ons bid, Here, dat U ons harte sal stilmaak vir die volgende paar oomblikke. Ons bid, Here, dat U ons gedagtes gevange sal neem. En ons bid, Here, dat U ons ontvanklik ook sal vind om vandag hierdie woord in ons harte in te neem. Kom leer ons 'n les uit dit wat ons vandag gaan hanteer. Kom help ons, Here, dat hierdie deel sal word van ons menswees, ons ontwikkeling as mens, en dat ons dit sal toepas in ons geestelike lewe. Kom neem asseblief U regmatige plek tussen spreker en hoorder in, kom verheerlik U self. Dit is die begeerte en die gebed van ons hart. Amen. Nou, Jafra en Monet, soos julle, waar is julle? Waar is julle? Waar is jy? Waar is Jafra? Sit hy agter? Daar is Jafra. OK. Hy kyk na die kind. Soos julle seker weet, is dit soms uitdagend om kinders groot te maak. Ons ouers het dit nie vir ons gesê nie. Ons moet dit self agterkom, self leer. Kinders grootmaak het baie uitdagings en 'n mens leer baie lesse. Een van die lesse wat ek as ouer moes geleer het, was hoe vinnig 'n misverstand kan gebeur en hoeveel skade 'n misverstand kan doen. So kom ek vertel gou vir julle 'n staaltjie uit ons verlede, uit ons huis uit. Nie vir my vrou sê ek praat uit die huis uit nie. Kinders hou mos daarvan om goedjies uit te ruil, né? Mamma en pappa, dan kom sy nou of hy nou by die huis vanmiddag en 'n maatjie het nou vir hom iets gegee. En as ouer is jy nou baie bekommerd, want weet daai maatjie se mamma en pappa dat hy die goed vir jou seun gegee het. En so ons het toe nou by ons huis 'n reël gemaak. En die reël is dit, dat jy mag niks van 'n maatjie afvat, tensy daai maatjie se ouers my gebel het en gesê het, dat jy daai ding maar mag kry nie. So dis die reël. Jy mag nie by die huis aankom met iets, as daai maatjie se ouers my nie gebel het en gesê dis reg nie. En ons pas dit so toe. Maar nou onthou ek 'n geleentheid, toe Barry een middag by die huis gekom het met iets wat hy by 'n maatjie gekry het. En nou is ek kwaad. En die eerste vraag wat ek vir hom vra is, hoekom het jy dit gevat? Hierdie kind se ouers het my nie gebel nie. En Barry antwoord my, papa, mamma het gesê ek mag maar. Want dis mos wat gebeur, né? As die kind nie reg kom by pappa en dan gaan vra hy mos maar vir mamma. En ek is onmiddellik kwaad. En ek sê vir hom, Barry, maar jy ken die reël. Jy weet, jy mag nie iets by 'n maatjie vat as die ouers my nie gebel het nie. En hy sê weer vir my, maar pappa, mamma het gesê ek kan. En hoe meer hy vir my sê, mamma het gesê ek kan, hoe kwaader word ek vir my kind. Ek kook. Sê vir my, ek gee nie om wat jou mamma gesê het nie. Ek het gesê, dis die reël, en jy ken hierdie reël, jy mag dit nie gevat het nie. So ek vat hierdie ding toe nou by hom, en ek stuur hom na sy kamer toe, ek vat sy foon by hom weg, hy mag nie TV kyk nie, en ons het die res van die middag omtrent nie met mekaar gepraat nie. Later die middag kom Donna by die huis, ek het vir haar gewag, want ek en sy het nou 'n appel om te skil. Ek sê vir haar, hoorie, Barry het met hierdie ding by die huis aangekom. Hy sê, jy het gesê hy mag dit maar kry. En sy sê, ja, ek het so gesê. Nou is ek eers kwaad. Want ons het 'n reël, né? Ons het mos nou 'n reël in die huis. Ek sê vir haar, maar ons het gesê, dat hulle nie iets mag vat as die ouers nie gebel het nie. Ja, sê sy. En ek sê, wel, die ouers het my nie gebel nie. Hoekom het hy dit gevat? Ja, sê sy. Want die ouers het my gebel. En hulle het vir my gesê hy mag dit kry. En daarom het ek vir Barry gesê hy kan die ding maar kry. En skielik besef ek, hier was nou 'n groot misverstand. En ek het my kind verskree 'n paar ure terug.
En ek het my vrou verwelkom met 'n frons op my gelaat, want ek's kwaad. En skielik hoor ek elke woord wat ek vir my kind gesê het, net 'n paar ure van tevore. En skielik besef ek, hoe sit hy in sy kamer en hy wonder by homself, hoekom pappa nie verstaan nie, hoekom pappa nie luister nie. En ek besef die skade wat in daai oomblik plaasgevind het as gevolg van 'n groot misverstand. En misverstande kan baie skade doen. Dit het die potensiaal om te ontaard in 'n baie onaangename situasie. Oorloë tussen lande het al uitgebreek as gevolg van 'n misverstand. Ek het onlangs 'n artikel gelees van 'n egskeidingsprokureur wat aangevoer het dat volgens hom is een van die grootste oorsake vir die groot mate egskeiding van vandag kan altyd teruggevoer word na een of ander vorm van 'n misverstand. Man en vrou mekaar nie verstaan het nie. Ek is seker ons elkeen kan vandag 'n storie kom vertel van 'n tyd in ons lewe wat 'n misverstand groot skade kom doen het. Dalk 'n familielid of 'n vriend of 'n kollega met wie ek vir maande lank of dalk jare lank nie gepraat het nie, net om later uit te vind dit was alles eintlik net 'n misverstand. Maar kan ons 'n misverstand verhoed, is die vraag. Kan ons dit vermy om in so 'n situasie te beland? Kan ons keer dat dit gebeur dat 'n misverstand soveel skade tussen twee mense kan kom doen? Kan ons verhoed dat 'n misverstand maak dat 'n ouer sy kind verskree terwyl die kind eintlik dit nie verdien nie? Kan dit verhoed word? Wel, dit is wat ons vandag dalk gaan leer uit Josua hoofstuk 22. En ek gaan nou nie vandag die hele gedeelte saam met u lees nie. Ek wil vra dat u die Bybel oophou. Ons gaan die gedeelte saam deurwerk. Dis 'n baie lang hoofstuk en ek wil hom eerder saam met u net deurwerk soos ons aangaan met die boodskap. Kom ek deel met u die tema vir vanoggend se boodskap. Die tema van vandag se boodskap is hoe om 'n misverstand mis te loop. Dit is moontlik vir ons om 'n misverstand mis te loop as ons die saak reg hanteer. Nou, met die afskop van hierdie hoofstuk Josua 22 is daar 'n afskeidsgeselligheid wat plaasvind. Daar's mense wat van mekaar afskeid neem en die mense wat afskeid neem is die stam van Reuben, die stam van Gad en die halwe stam van Manasse. Hulle neem afskeid van die res van die volk. Lees gou saam met my in vers 4. Dit sê, maar nou het die Here, julle God, julle broers rus gegee, soos hy beloof het. Draai dan nou om en gaan na julle tente, na die land van julle besitting, wat Moses, die knegt van die Here, julle oorkant die Jordaan gegee het. Nou, om hierdie afskeid wat hier plaasvind beter te verstaan, moet ons nou so 'n bietjie teruggaan in die geskiedenis. So ver soos Numeri hoofstuk 32. So maak asseblief gou daar oop. Numeri 32. Ek wil gou vir u verduidelik hoekom hierdie afskeid nou plaasvind. Numeri 32. As ons in Numeri 32 is, dan sien ons dat hierdie volk is nog steeds in die woestyn. Hulle is in die woestyn omdat hulle ongehoorsaam was die dag toe hulle deur die Jordaan moes getrek het hulle dit nie gedoen nie en daarom het hulle 40 jaar lank in die woestyn rondgedwaal. So hierdie volkie op hierdie stadium dwaal nou al vir 'n tyd lank in die woestyn rond. Dit is nie altyd meer lekker nie. En lees gesaam met my wat gebeur in Numeri 32 daarvan af die eerste vers. En die kinders van Reuben en die kinders van Gad het baie vee gehad, 'n groot menigte. En toe hulle die land van Jaeser en die land Gilead bekyk het, vind hulle uit dat die plek 'n plek vir vee was. Daarop het die kinders van Gad en die kinders van Reuben gekom en met Moses en die priester Eleazar en met die owerstes van die vergadering gespreek en gesê, vers 4, die land wat die Here voor die vergadering van Israel uit verower het, hierdie land waar ons nou is 'n land vir vee en u dienaars het vee. Verder het hulle gesê, as ons dan genade in u oë gevind het, laat hierdie land aan u dienaars as 'n besitting gegee word, bring ons nie oor die Jordaan nie. Goed, so hierdie twee stamme wou vir hulle self 'n woonplek gemaak het, hierdie kant van die Jordaan, en wou nie saam met die volk oor die Jordaan getrek het om daar 'n woning te gaan bou nie. Hulle wou hier gebly het. Maar hulle het vir hulle self sekere voorwaardes gestel voordat hulle onderhandel het vir hierdie stukkie land. Kyk wat sê vers 16 tot 18. Dit sê, toe kom hulle na hom toe aan en sê, hier is hulle voorwaardes. Ons sal hier skaapkrale bou vir ons vee en stede vir ons kinders.
maar ons self sal ons hastig wapen voor die oë van die kinders van Israel, tot ons hulle op hul woonplek bring. En ons kinders sal in die versterkte stede bly van wie die bewoners van die land. Vers 18 sê, ons sal nie na ons huise teruggaan, voordat die kinders van Israel elkeen in besit van sy erfdeel gekom het nie. So ons is gewillig om saam met julle te trek, saam met julle die land te gaan verower, ons sal hulle nie alleen los nie. En ons sal nie terugtrek na hierdie deel van die Jordaan, alvorens die land nie daar verower is nie. En volgens die verhaal het Moses en die owerstes van die volk dit so goedgekeur. Goed, julle kan hierdie deel van die land kry, maar die dag as ons deurtrek, trek julle saam, julle help ons om die land te verower en dan kan julle terugkom. Goed, so die twee stamme, Reuben en Gad, het daarom begin om vir hulle self 'n woning te maak aan die ooste kant van die Jordaan. En toe dit begin, toe sê die verhaal verder, het die helfte van die stam van Manasse het besluit, hulle wil ook daar bly. So 'n halwe stam van Manasse, en dan die stam van Reuben en Gad het nou aan daai kant gebly. Nou kom ons blaai nou gou terug na Josua 22 toe. Josua 22. Intussen, tussen nummer 32 en Josua 22 het alles eintlik goed gegaan vir die volk. Onder Josua se leiding het die volk toe nou deur die Jordaan getrek. Die stamme van Reuben, Gad en daai halwe stam van Manasse het almal saam deur die Jordaan getrek soos hulle beloof het om te doen. Jerigo was verower, Ai was verower en hulle het al verder die land opgetrek en die land Kanaan ingeneem. En nou kom hulle by die punt waar die land verower is. En die land word nou opgedeel onder die stamme van Israel, elkeen kry sy deel van die land en elkeen gaan na sy erfdeel terug om daar vir homself 'n woning te maak. Nou kom ons hier in hoofstuk 22 en ons lees in vers 1 tot 3 is Josua nou besig om die twee stamme van Reuben en Gad en die halwe stam van Manasse te prys. Hy sê vir hulle dankie, kyk wat sê vers 1 tot 3. Toe het Josua die Reubeniete en die Gadiete en die halwe stam van Manasse laat roep en aan hulle gesê, julle het alles onderhou wat Moses die knegt van die Here julle beveel het. En julle het na my geluister in alles wat ek julle beveel het. Julle het jul broers nie in die steek gelaat nie. Dit is nou baie dae al tot vandag toe en het die ordening van hierdie gebod van die Here julle God onderhou. Julle het hierdie ordening onderhou. En dan sien ons nou in vers 4 dat hulle vrygespreek word. So Josua sê, alright, julle kan nou maar teruggaan. Ons het nou gedoen wat ons moes doen. Julle kan nou teruggaan. Julle het julle kant gebring soos ons ooreengekom het. Julle kan nou gaan. Vers 4. Maar nou het die Here julle God julle broers rus gegee in hierdie land, soos hy hulle beloof het om te doen. Draai nou om en gaan na julle tente, tot die land van julle besitting wat Moses die knegt van die Here julle oorkant die Jordaan gegee het. Maar voordat hulle wegtrek, is daar 'n laaste ding wat Josua graag vir hierdie 2,5 stamme wil sê. In vers 5, daar's 'n vermaaning. Hy sê vir hulle, luister, trek maar terug, maar onthou net God se voorskrifte. Onthou net wat het God vir ons gesê moet ons doen. Josua is meer bekommerd oor hulle geestelike wandel as oor enigiets anders. Kyk wat sê vers 5. Neem net noukeurig in ag die onderhouding van die gebod en die wet wat Moses, die knegt van die Here, julle beveel het, om die Here julle God lief te hê en in al sy weë te wandel en sy gebooie te onderhou en hom aan te hang en hom te dien met julle hele hart en met julle siel. Onthou net om getrou te bly aan God. En so neem hulle van mekaar afskeid. 2,5 stamme trek terug na die ooste kant van die Jordaan toe en die res van hulle bly aan die weste kant van die Jordaan. Nou let net 'n bietjie saam met my op na die gesindheid wat onder die volk geheers het toe hulle van mekaar afskeid geneem het. Dis 'n mooi gesindheid. Daar's 'n broederlike liefde. Daar's vrede en daar's vreugde. Daar's eintlik opwinding onder hulle vir wat hulle kon regkry. Eintlik 'n waardering teenoor mekaar. Daar's hierdie sterk broederlike band, net soos wat die Vader dit mos nou begeer van sy volk en van sy kinders. Okay, maar tussen vers 5 en vers 12 iets skeef geloop. En kyk, lees saam met my nou vers 12. Vers 12 sê, toe die kinders van Israel dit hoor, dis nou die 9,5 stamme wat deur die Jordaan getrek het en daai kant gebly het.
Toe hulle dit hoor, het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar gekom in Silo om op kommando teen hulle op te trek. Oepsie, hier's fout. Hierdie selfde nasie wat nou net die vrede onder mekaar gehad het, het nou baie probleme. Die groter deel van die volk wat deurgetrek het na die weste kant van die Jordaan toe is ongelukkig. Hulle is so ongelukkig dat hulle gereed is om op kommando uit te trek teen die 2,5 stamme oos van die Jordaan. So die broederband van vrede het skielik, eintlik baie skielik, verander in konflik. En 'n familieoorlog lê op die horison. En wat was dit wat gemaak het dat hierdie twee partye nie meer so broederlik teenoor mekaar gevoel het nie? Dat daar nou hierdie konflik was wat uiteindelik so uitloop op 'n oorlog. Want die ontstaan van hierdie probleem vind ons in vers 10. Vers 10 sê, toe hulle kom by die klipkrale van die Jordaan, wat in die land Kanaan lê. Hoor mooi, het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse daar 'n altaar gebou by die Jordaan. 'n Altaar groot van aansien. Dis waar dit begin het. Nou wie weet hoekom is dit 'n probleem? Jy onthou, daai is die geskiedenis van die Ou Testament. Ek moenie worry nie, dis my werk om dit vir julle te verduidelik. Toe Ruben, Gad en die halwe stam van Manasse in 'n land kom, toe bou hulle vir hulself 'n groot altaar. En dit was hierdie ding wat uiteindelik aanduiding gegee het oor die konflik tussen Oos en Wes. Maar waarom? Blaai gesaand my terug na Deuteronomium hoofstuk 12. Deuteronomium 12. Ons lees vers 5 tot 7 van Deuteronomium 12. Hier gaan ons die antwoord kry vir waarom daar ongelukkigheid is. Deuteronomium 12 vers 5 tot 7 sê, maar die plek wat die Here julle God uit al julle stamme sal uitkies om sy naam daar te vestig, om daar te woon, moet julle opsoek en daarheen moet jy kom. En daarheen moet julle jul brandoffers bring en julle slagoffers en julle tiendes en die offergawes van julle hand en julle gelofte en julle vrywillige offers en die eersgeborenes van julle beeste en van julle kleinvee. En daar, sê God, moet julle voor die aangesig van die Here julle God eet en vrolik wees, julle en julle huisgesinne, oor alles waar julle julle hand aanslaan, waarin die Here jou God jou geseën het. So volgens hierdie voorskrif sê dit dat daar is net een plek waar daar offers gemaak mag word. En dit is daar waar die 9,5 stamme nou bly. Daar waar God gesê het, hy sy naam sal vestig. Daar sal die altare opgerig word. God sal hierdie plek aanwys en die volk mag nie self besluit waar hulle offers gaan bring nie. So, God sal die plek aanwys en dit sal die enigste plek wees. Daar sal die altaar wees, daar sal geoffer word, daar en nêrens anders nie. Nou goed, kom ons gaan nou terug na Josua 22 toe. Die 2,5 stamme kom toe in hulle land, en wat doen hulle? Hulle rig vir hulself 'n altaar op. Nie op die plek waar God gesê het nie. Aan daai kant van die Jordaan rig hulle vir hulself 'n altaar op. Dit het nie lank gevat nie voor die 9,5 stamme aan die ander kant van die Jordaan kwaad geraak het om te sien dat daar 'n altaar by hulle aan hulle kant staan. Hulle is erg ontstel. Hulle is kwaad vir die 2,5 stamme dat hulle dit gedoen het. Want as God gesê het, daar is net een plek om dit te doen. En die 2,5 stamme oos van die Jordaan berei vir hulle self hulle eie plek voor, dan oortree hulle God se voorskrifte. En die 9,5 stamme wes van die Jordaan weet dat as die 2,5 stamme oos van die Jordaan hierdie oortreding begaan, God se toorn moontlik oor die hele volk sal uitbars. Nie net die 2,5 van daai kant nie. Soos in die geval van Achan in Josua hoofstuk 6. Kyk hoe word beskryf in vers 18 van Josua 22. Sê, en julle wil vandag van die Here afvallig word. As julle dan vandag in opstand kom teen die Here, sal hy môre toornig word op die hele vergadering van Israel. So hulle is bekommer dat as God nou kwaad raak vir hulle, dat hulle ook pak slaag gaan kry. En hulle hou nie van dit nie. Vers 20 sê, toe Achan die seun van Sarah hom vergryp het aan die bandgoed, het daar nie 'n toorn oor die hele vergadering van Israel gekom nie?
Het ons nie almal pak slaag gekry oor die sonde van een persoon nie? Nou is julle aan daai kant van die Jordaan en julle is besig om te oortree. Julle trek ons almal nou saam met julle in. So Israel, wes van die Jordaan, voel dat die 2,5 stamme besig is om opstandig te raak teen God. En dat hulle onwillekeurig ook die res van Israel daarby gaan betrek. En dit is in essensie die probleem en die konflik wat hulle gehad het en waarom hulle gereed was om op te trek in kommando teen hierdie broeders, om te gaan veg. Dit het gemaak dat hulle op die voorstoep van 'n burgeroorlog gestaan het. Maar goed, ek het nou eintlik gesê ons gaan hierdie gedeelte lees, want ons wil hierin sien 'n groot misverstand. Hierdie was 'n groot misverstand wat plaasgevind het in Josua 22. En so kom ons lees nou gou die res van die verhaal en dan gaan jy nou saam met my agterkom waarom dit eintlik 'n misverstand was. So daar word nou gesprekke gevoer tussen die 9,5 van hierdie kant en die 2,5 van daai kant. Daar word 'n bietjie vredesgesprekke gehou om te kyk of dit nodig is vir oorlog of nie. En hier kom die antwoord, vers 21 van Josua 22. Daarop het die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die halwe stam van Manasse geantwoord en aan die stamhoofde van Israel die volgende gesê: Die God van die gode, die Here, die God van die gode, die Here, hy weet dit. En ook Israel mag dit weet. As dit deur opstandigheid of deur troubreek teen die Here is, verlos ons nie vandag nie, Here. As ons dit vir daai rede gedoen het, laat ons in die verderf kom. Vers 23, dat ons 'n altaar vir ons gebou het om van die Here afvallig te word, en as dit is om daarop 'n brandoffer en spysoffer te bring, of om daarop drankoffers te berei, dan mag die Here self dit wreek. Maar waarlik, ons het dit uit 'n sekere besorgdheid gedoen en gesê, later sou julle kinders met ons kinders kan spreek en sê, wat het julle te doen met die Here, die God van Israel? Die Here het tog tussen ons en julle, kinders van Ruben en kinders van Gad, die Jordaan as grens gestel. Julle het geen deel aan die Here nie, en so sal julle kinders dan maak dat ons kinders van die Here nie meer vrees nie. So daar's 'n besorgdheid by die 2,5 stamme, wat sê maar as ons aan hierdie kant bly en julle bly aan daai kant, dan 30 jaar van nou af, wanneer ons kinders groot word, dan sê julle kinders vir ons kinders, ons is nie dieselfde volk nie. Vers 25, nee vers, waar was ons nou? Het ek 26 gelees? Moet ek 26 lees? Daarom het ons gesê, laat ons tog dit doen en vir ons die altaar bou, nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie, maar dat dit 'n getuie kan wees tussen ons en julle en ons geslagte na ons, dat ons die diens van die Here sal waarneem voor die aangesig met ons brandoffers en ons slagoffers en ons dankoffers, sodat julle kinders later nie aan ons kinders kan sê, julle het geen deel aan die Here nie. En ons het gedink, as hulle dit later aan ons en ons geslagte sou sê, sal ons sê, kyk na die boustyl van die altaar van die Here wat ons vaders gemaak het. Nie vir brandoffer en nie vir slagoffer nie, maar 'n getuie is hy tussen ons en julle. Dit is ver van ons, dat ons opstandig sou word teen die Here en vandag afvallig sou word van die Here, deur 'n altaar te bou vir brandoffer, spysoffer en slagoffer, naas die altaar van die Here onse God wat voor sy tabernakel staan. En het voel amper asof ek en jy so 'n sig van verligting wil gee, want dankie tog, hier is daarom net 'n misverstand. Die burgeroorlog is nie nodig nie, dit was alles net 'n misverstand. Die volk wat wes van die Jordaan was, het aanvanklik nie die hele prentjie geken nie. Hulle het nie al die feite gehad nie, hulle het maar net gegaan op dit wat hulle gesien het, en dit wat hulle daaruit kon aflei. Maar gelukkig was dit net 'n misverstand. En nadat daar toe nou vasgestel was dat dit net 'n misverstand was, het alles toe nou teruggekeer na normaal. Kyk wat sê vers 33, en die antwoord was goed in die oë van die kinders van Israel, en die kinders van Israel het God geprys, en hulle het daar nie meer van gespreek om teen hulle op kommando op te trek nie, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad gewoon het te verwoes nie. 'n Ontploffing was ontlont,
'n oorlog is opgeklaar. Maar as die situasie nie reg hanteer was nie, dan sou hierdie bom beslis gebars het. 'n Oorlog sou verseker uitgebreek het. En daarom is daar beslis 'n paar dinge wat ons vandag hieruit kan leer. Uit hierdie toneel is daar vir jou en vir my waardevolle lesse wat ons kan leer. Wenke van hoe om 'n moontlike ontploffing te ontlont. Wenke van hoe om 'n misverstand mis te loop. So wat staan ons dan te doen as so 'n situasie homself voordoen? En dit lyk vir jou en vir my asof daar konflik en ongemak kan wees. Ek sien iets wat ek nie van hou nie. Ek maak afleidings volgens dit wat ek met my eie oë sien, en dit wat ek sien maak my kwaad. En nou wil ek optree. Nou wil ek die situasie hanteer. Hoe moet ek dit dan benader? Hoe hanteer ek situasies soos hierdie sodat ek misverstande sal misloop? Wel, dit is nou presies hier waar die verhaal van Josua 22 vir ons bietjie lig gaan werp. In Israel se hantering van hierdie situasie is daar vir jou en vir my baie goeie, gesonde riglyne vir die hantering van sulke situasies. Wat doen jy as dit lyk of iemand teen jou opgetree het? Wat doen jy as dit vir jou lyk of iemand vir jou kwaad is, of nie van jou hou nie, of sleg gepraat het van jou en jy weet nie regtig hoekom nie? Wat doen jy as dit vir jou voorkom dat jou baas jou dalk onregverdig behandel, of jou vriend jou nie meer jou vriend wil wees nie? Hoe erken ons die potensiële misverstande? Of Jafrein Moenay, hoe kan ons as ouers verhoed dat misverstande uiteindelik die harmonie in ons huis kom die mekaar krap? Terwyl dit goed gaan, terwyl daar nie probleme behoort te wees nie. Hoe sal ons die situasie hanteer om te verhoed dat 'n misverstand onnodig skade kom doen? Wel, kom ek wys gou vir u wat het die volk gedoen. En daar's 3 dinge wat ek wil wys. Dit is altyd 3 dinge. 3 dinge is maklik om te onthou. 3 goedjies wat ek wil wys oor hoe ons 'n misverstand misloop. En die eerste een wat ek graag vir u wil wys is: moenie oorreageer nie. Moenie oorreageer nie. Dink net hoe maklik dit sou wees vir almal wes van die Jordaan om by mekaar te gekom het, mekaar op te sweep, mekaar gereed te maak vir oorlog. Ek bedoel, hulle sien dit met hulle eie oog. Watter verduideliking kan daar tog wees? Hier staan die ding. Ons sien dit. Watter verduideliking kan daar tog wees? Ons moet hulle vernietig. Ons kan nie weer toelaat dat dit met ons gebeur wat met A gaan gebeur het nie. Ons moet vinnig optree. Nou, dadelik in Semir. Maar die voorbeeld wat vir ons gewys word was nie dit nie. Hulle het nie so opgetree nie. Hulle het nie impulsief opgetree en dadelik opgetree nie. Vers 12 van hoofstuk 22 sê vir ons die volgende: toe die kinders van Israel dit hoor, wat het hulle gedoen? Het die hele vergadering van die kinders van Israel bymekaar gekom in Silo. Hey ouens, kom ons praat gou. Kom ons praat net gou vir 'n oomblik oor dit wat ons sien, dit wat ons voel, dit wat ons dink. Kom ons praat hieroor. Hulle kom bymekaar sodat hulle kan besin en besluit oor wat om te doen. Hulle tree nie impulsief op nie en doen nie die eerste ding wat vir hulle reg lyk of reg voel nie. Hulle gee vir hulself 'n bietjie tyd om te besin, te dink en dan 'n besluit te neem oor wat hulle gaan doen. En jy sien, hierin is vir jou en vir my 'n baie waardevolle les, want ek wil as ons nou eerlik moet wees met mekaar, gaan ons mekaar kan erken dat gewoonlik wanneer die bomme bars in die huis, dan is dit omdat ons geoorreageer het, omdat ons te vinnig gepraat het, te vinnig gereageer het. Soos ek nou verduidelik het vir julle. As ek net 'n oomblik bietjie stil gestaan het en geluister het vir my kind, dan sou dit dalk nie uitgeloop het op wat dit nou was nie. Moenie die eerste ding doen wat vir jou reg voel nie. Nie staat maak op jou gevoelens nie. Neem tyd om te gaan dink. Word 'n bietjie stil. Maak tyd vir jouself om af te koel, dat jy nie vanuit emosie sal optree nie, maar vanuit nugter denke. Gaan besin oor wat die regte optrede is. So die eerste stap is, moenie oorreageer nie. Hier is die tweede stap. Feite in plaas van afleidings. En hierdie is 'n baie belangrike een. Kry die feite in plaas van die afleidings. Lees nou wat sê vers 13 en 14 van Josua 22. Sê die kinders van Israel het Pinias, die seun van Eleazar, die priester, na die kinders van Ruben en die kinders van Gad in die halwe stam van Manasse na die land Gilead gestuur en 10 owerstes saam met hom. Ouens,
gaan praat gou met daai manne, gaan hoor net gou by hulle, wat is die storie? Wat is besig om te gebeur? Hoekom doen hulle wat hulle doen? Hulle het nie onmiddellik net geglo in hulle eie afleidings nie. Dis wel so dat hulle afleidings gemaak het, né? Hulle het dit gemaak, want dis hoe hulle mekaar gekom het. So die afleidings was gemaak. Maar wat hulle nie gedoen het nie, was om daai afleidings vir hulle te hou as hulle waarheid. Hulle het besluit, kom ons toets hierdie afleidings. Kom ons toets dit om te kyk of dit waar is. Kom ons kyk of ons feite kan kry wat dalk anders is as ons afleidings. Die feit dat hulle nie dadelik uitgetrek het nie, bewys vir jou en vir my dat hulle nie onmiddellik net staat gemaak het op hulle eie afleidings nie. Hulle het iets gesien, en dit wat hulle gesien het, het hulle bekommer, maar daar was by hulle onsekerheid oor of dit wat hulle sien, die werklikheid is. En toe in plaas daarvan om te staan op hulle eie afleidings, het hulle besluit om eerder iemand te stuur om die feite te gaan kry, gaan doen 'n ordentlike ondersoek. Vra nie die regte vraag, gaan kry die feite. Hulle wou seker maak van hulle feite, seker maak dat dit wat hulle sien die waarheid is, seker maak dat hulle nie dalk 'n goeie verduideliking het vir wat hulle doen nie. So waarop reageer hulle? Hulle reageer op feite en nie op afleidings nie. En ek dink, dis soms die plek waar ons die meeste fouteer. Nee? Ons sien iets, dit wat ons sien pla ons, en dan tree ons op. En ons doen nie die moeite om ondersoek te doen na die feite nie. Ons vra nie vir die feite nie, ons vra nie die regte vrae nie. Ons raak so vinnig opgewerk, dat ons dikwels blind raak vir die regte feite. Al is dit soms voor ons oë. Kan ons dit nie sien nie, want ons is so kwaad en omgekrap. En dan, om alles erger te maak, dan tree ons op vanuit die afleidings wat ons gemaak het. Hierdie afleidings begin ons optrede bepaal, en dan word harmonie versteur, Jafra en Monay. Dan word harmonie by die venster uitgegooi. En skielik die liefde en die rustigheid en die kalmte wat in ons huis geheers het, is daarmee weg. Hoekom? Want ek het afleidings gemaak. En daarom moet ons oppas vir afleidings. Kom ons kry eerder die feite. Hier is die derde gedagte. Hoor om te luister. Die geweer as 'n verskil tussen hoor en luister. Al die ouers sal nou presies weet waarvan ek praat. Wanneer jou kind vir jou hoor, maar jy weet hy luister nie vir jou nie. Hy hoor alles wat jy sê, maar hy luister nie vir jou nie. So wat moet ek en jy doen? Ons moet hoor om te luister. Ons moet inneem. En nou voordat ek hierdie gedeelte in Josua 22 gaan lees, wil ek nou net eers 'n ander gedeelte in die Bybel aanhaal wat ek dink hierdie gedagte vir ons baie mooi illustreer en versterk. En dis die woorde van Jakobus 1 vers 19. Wat sê dat elke mens moet gou wees om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. Hoeveel ore het ons gekry, my broers en susters? 2. Hoeveel monde het ons gekry? Net 1. Luister 2 keer, praat dan 1 keer. Moenie praat en dan probeer luister nie. Moenie 1 keer luister en dan probeer praat nie. Luister 2 keer en praat dan 1 keer. Wees gou om te hoor, stadig om te praat, stadig om toornig te word. En dis presies wat ons ook in hierdie verhaal van Josua 22 sien. Jy sien, hierdie volk het gaan soek na die feite. Hulle het vrae gaan vra, hulle het die regte vrae gaan vra. Hulle het nie gegaan om beskuldigings te gaan gooi nie. Die vraag was reguit en prontheid gevra. Jy kan maar gaan kyk hoe die vraag gevra was. Hulle het nie doekies omgedraai met die vrae nie, maar dit was met deernis gevra. Dit was met besorgdheid gevra. Dit was gevra sodat ons mekaar kan help om by die regte waarheid uit te kom. En hier is die geheim. Toe die stamme oos van die Jordaan hulle antwoord, het die ander geluister. O, nou verstaan ons. Nou verstaan ons. Josua 22 vers 30, toe Pinias, die priester en die owerstes van die vergadering, die stamhoofde van Israel wat saam met hom was, die woorde hoor, wat die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse gespreek het, was dit goed in hulle oë.
Die woede het bedaar, ons is nie meer kwaad nie. Vers 31, toe sê Pinias, die seun van Eleazar die priester, aan die kinders van Ruben en die kinders van Gad en die kinders van Manasse, vandag weet ons dat die Here in ons midde is, omdat julle hierdie troubreek teen die Here nie begaan het nie. Nou het julle die kinders van Israel gered uit die hand van die Here. En dis presies waar ek my fout gemaak het daai dag met Barry. Want jy sien, hy het my geantwoord. En sy antwoord was reg. En pappa het gehoor, maar pappa het nie geluister nie. En ek moes vir hom gaan sê, ek's jammer. Ek's jammer dat ek jou deur het gesit het. Ek's jammer vir daai fout gemaak. Ek moes vir jou geluister het. Ek moes die regte vrae gevra het. Ek moes nie afleidings gemaak het nie. Ek moes geluister het na dit wat jy eintlik vir my wou gesê het, want hy het vir my verduidelik. Ek het net nie geluister nie. Ek was oortuig. Ek was verblind deur my eie afleidings. Ek het die vraag gevra, maar dit was eintlik net 'n lekker wegspringplek om te raas. Ek wou net toestemming kry om te raas. As hy nou iemand wat vir my sê, niemand het gebel nie, dan weet ek nou kan ek raas. So ek het die vraag gevra, maar eintlik wou ek dit by die raas uitkom. Dis eintlik wat ek wou doen. En ek lag nou daaroor, maar ek was vir baie lank skaam oor dit. Vir baie lank. Jakobus se woorde het vir my toe nou nuwe betekenis gekry. Omdat ek proefondervindelik daarin misluk het. Ek was nie een wat gou was om te hoor nie, ek was een wat gou was om te praat. Ek het vinnig gepraat en ek het hard gepraat en ek het nie geluister nie. En die harmonie was tydelik in ons huis te nou versteur. Nou geliefdes, ons moet leer om te luister. Ons moet leer om ons ore te spits, ons moet leer om die regte vrae te vra. Wanneer ons in daai situasie sit, wanneer dit voel asof dinge nie lekker is tussen my en iemand nie, iets gesê, iets gedoen, op 'n manier opgetree, dit wat ek sien pla my, ons moet die regte vrae gaan vra en dan moet ons luister. Ons moet inneem dit wat die persoon vir ons sê. Soms hoor ons, maar ons luister nie, want ons hoor eintlik net wat ons wil hoor. Maar as ons misverstande wil misloop, dan moet ons leer om te luister. Rarig te luister. En dis die 3 dinge wat die 9,5 stamme gedoen het, wat uiteindelik gemaak het dat die misverstand se skade beperk was. Hulle het nie geoorreageer nie, hulle het feite ingewin in plaas van om te staan op hulle eie afleidings en hulle het tyd gemaak om te luister. Op die ou einde sê vers 33, en die antwoord was goed in die oë van die kinders van Israel. Die kinders van Israel het God geprys, en hulle het daar nie meer van gespreek om teen hulle op kommando te trek, om die land waarin die kinders van Ruben en die kinders van Gad gewoon het te verwoes nie. Vers 34 sê die kinders van Ruben en die kinders van Gad het die altaar genoem, hy is getuie tussen ons dat die Here God is. En die harmonie is terug. Die oorlogskrete het verander in 'n wonderlike kumbaya oomblik om die kampvuur. Skielik is ons almal weer lief vir mekaar. Skielik waardeer ons mekaar. Skielik is ons terug waar ons was. Ek wil saam met jou kuier, ek wil saam met jou wees. 'n Vinger wat wys is verruil vir 'n arm om die skouer. Die klippe is neergesit en hulle het hande gevat en gesê, nee, kom ons stap eerder die pad saam. Maar dit kon so anders gewees het. Dit kon so anders gewees het as die 9,5 stamme nie reg opgetree het in hierdie oomblik nie. So, neem vandag hierdie wenke vir jouself, maak dit deel van jou menswees, maak dit deel van jou denke. Ja, vrou en moenie, maak dit deel van julle ouerskap en die manier hoe julle kinders gaan hanteer. Ook die manier, meneer en mevrou, hoe ons in ons huwelik gaan optree teenoor mekaar, man en vrou, dat ons nie sal weghardloop met allerlei afleidings wat ons maak en plek maak vir onnodige misverstande wat net die harmonie in ons huis kom versteur nie. Mag die Here vir ons kom help. Ja, vrou en moenie, mag die Here besonder vir julle twee kom help. Mag die Here ons help om misverstande mis te loop. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons weet dit is U wil en U begeerte dat ons as U kinders in harmonie met mekaar sal saamleef, dat daar liefde sal heers, dat ons sal oorwin in vriendelikheid, in omgee, in versorging.
Maar dikwels, Here, dan word hierdie harmonie versteur deur dinge wat ons in ons lewe toelaat. En dikwels is dit niks meer as 'n misverstand. En ons wil kom bid, Here, terwyl ons nou vandag hierdie kosbare voorbeeld sien van hoe u eie volk hierdie sake hanteer het, vra ons dat u ons hierdeur sal lei, dat ons in ons eie lewe ook hierdie wenke sal gaan toepas. Help ons, Here, om misverstande mis te loop, om die harmonie te bewaar en dat dit alles sal wees tot eer van u lieflike, wonderlike naam. Amen. Baie dankie. As u die noot kry, dan kan u saam met my staan, dan gaan ons die diens afsluit met die lied wat weer op die bord gaan verskyn. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.